Jy weet, het jy al ooit opgeleed hoe dit voel asof sekere goed, soos hartsiektes, net in sekere families voorkom? Dis amper asof dit van oupa na seun oorgedra word. Wel, vandag gaan ons presies dit uitpluis. Ons kyk na die wetenskap agter wat ons familiêre arteriosklerose noem. En dit is regtig die kernvraag, né? Is dit maar net toeval of jy weet, is dit omdat almal in die familie dieselfde kos eet en dieselfde gewoontes het of is daar dalk iets dieper, iets in ons DNA self wat hier aan die gang is? Kom ons speel so 'n bietjie speurder en volg die leidrade om hierdie mediese raaisel op te los. Goed, kom ons duik dadelik in. Om hierdie familiekonneksie te snap, moet ons eers die basiese probleem verstaan. En die beste manier om daaraan te dink, is om jou are te sien as die pypstelsel van jou huis. Die mediese term hiervoor is aterosklerose en is basies 'n baie stadige, sluipende proses. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Dink daaraan, jou are, daai belangrike hoofwegge vir jou bloed, begin stadig maar seker verstop raak. En as ons nou sou inzoom op hierdie verstopping, is dit nie net 'n eenvoudige blokkade nie. O nee, dis 'n komplekse, klewerige gemors. Ons praat van vet, cholesterol, allerhande cellulêre afval, kalsium en selfs inflammatoriese selle wat almal saamkoek om hierdie harde, gevaarlike ding te vorm wat ons plaat noem. En is hierdie plaat wat die are al nouer en nouer maak. So, waar pas die familie nou in hierdie prentjie? Wel, die allergrootste leidraad in ons hele ondersoek is dikwels reg voor ons neuse, ons eie familiegeskiedenis. En hierdie aanhaling som dit eintlik perfek op. Jou gene speel 'n reuse rol en jou familie se mediese geskiedenis is die beste enkele aanwyser van daardie genetiese risiko. Dis soveel meer as net gedeelde gewoontes. Dis gedeelde genetiese bloudruk. Om te verstaan presies hoe dit werk, gaan ons nou fokus op een van die algemeenste en bes verstaande genetiese skurke wat hierdie hele proses aan die gang sit. Maar eers, 'n vinnige opknappingskursus. Ons hoor altyd van goeie en slegte cholesterol. Wel, HDL is die goeie ou. Dink aan hom as die vullisverwyderingsdiens wat oortollige cholesterol wegdra. LDL, dis die slegte een. Hy is die afleweringsman en as daar te veel van hom is, begin die pakkies opstapel en probleme veroorsaak. En dis juis hierdie LDL waarop ons nou gaan fokus. Reg, kom ons breek dit baie eenvoudig af. Stel jou voor LDL-cholesterol is soos klein koereerkakkies wat in jou bloed rondrits. Nou, jou selle het deurklokkies. Die wetenskaplike naam is LDL-reseptore. Wanneer 'n pakkie by 'n sel verbykom, ding dong, hy lei die deurklokkie. Die sel maak die deur oop, vat die pakkie cholesterol binne en die deurklokkie maak homself weer reg vir die volgende aflewering. Klink eenvoudig en super doeltreffend, né? Maar wat gebeur as daardie deurklokkie gebreek is? Wel, dis presies wat aangaan in 'n genetiese toestand genaamd familiêre hipercholesterolemie of sommer net FH. 'n Fout, 'n klein glitch in 'n enkele geen beteken die selle maak of nie genoeg deurklokkies nie, of die deurklokkies wat hulle wel maak, werk eenvoudig net nie. En die gevolg hiervan, dis chaos. Die afleweringspakkies met cholesterol het nêrens omheen te gaan nie. Hulle kan nie afgelewer word nie, so hulle hoop net op in die bloedstroom. Hierdie massiewe oormaat LDL-cholesterol begin dan in die wande van jou are neerslaan, wat die hele aterosklerose proses teen 'n verskriklike vinnige pas versnel. En moenie dink hierdie is een of ander super seldsame siekte nie, glad nie. Ongeveer 1 uit elke 200 mense het die mees algemene vorm van FAA. Dit is baie meer algemeen as wat die meeste mense dink. En dit bring ons by hierdie syfer. En dis regtig skokkend, 20 keer. Kom ek sê dit weer, 20 keer. Iemand wat met onbehandelde FA leef se risiko vir hartsiektes is nie net 'n bietjie hoër nie, dis 20 maal hoër. Dit wys jou net die ongelooflike, amper skrikwekkende mag wat een enkele foutiewe geentjie oor jou hele gesondheid kan hê. Maar FA is selde alleen op die toneel. Dis dikwels deel van 'n hele bende genetiese booswigte. So kom ons kyk vinnig na 'n paar van sy medepligtiges. Eerstens, 'n genetiese aanlag vir hoë bloeddruk of hipertensie. Dink daaraan soos 'n konstante hoë druk wat die delikate binnewand van jou are beskadig. Dit skep klein skeurtjies en groewes wat dit vir cholesterol die perfekte plekkie maak om vas te haak en te begin ophou.
Net so het 'n oorgeerfde neiging tot tipe 2 diabetes 'n groot impak. Dit skep 'n toestand van chroniese inflammasie in jou liggaam en kan die gesondheid van daai selle wat jou are se wande uitvoer, direk benadeel. En dan natuurlik vetsug. Gene kan 'n groot rol speel in hoe ons liggame vet stoor en energie reguleer. En die probleem met 'n genetiese aanleg vir vetsug is dat dit dikwels die ander risikofaktore saambring: hoë bloeddruk, hoë cholesterol en ja, diabetes. En dit is regtig die deurslaggewende punt. Hierdie toestande is soos ongewenste familie-erfstukke wat saam oorgedra word. Dis selde net een ding. 'n Familie kan 'n genetiese aanleg hê vir hoë cholesterol en hoë bloeddruk en diabetes. En wanneer hierdie faktore saamgroepeer, skiet daai risiko vir hartsiektes die hoogte in. Goed, ek weet dit alles kan 'n bietjie neerdrukkend klink, maar die doel hier is nie om jou bang te praat nie. Dis om jou te bemagtig. Want om jou genetiese risiko's te ken, is die heel eerste kragtigste stap om beheer te neem. So, hoe word hierdie genetiese glitch opgespoor? Wel, dokters soek na 'n patroon van leidrade. Soos jy hier kan sien, is die twee grootste rooi vlae 'n familiegeskiedenis van vroeë hartsiektes. Denk aan 'n pa of ma wat 'n hartaanval voor 55 gehad het en natuurlik buitengewoon hoë LDL-vlakke in jou bloedtoetse. En dit bring ons by die allerbelangrikste punt. Jou gene is nie jou eindbestemming nie. Daar is 'n verdedigingsplan. Kyk, 'n gesonde leefstyl is altyd die fundament, maar vir iets soos FH is medikasie soos statines absoluut noodsaaklik. En die kritiese deel, as een persoon in die familie die gediagnoseer word, moet die res van die familie getoets word. Dis 'n proses wat ons kaskadesigting noem. Dit werk soos 'n domino-effek om almal te vind wat die risiko dra. En as jy net een ding van vandag onthou, laat dit hierdie wees. Met vroeë diagnose en behandeling, selfs met 'n genetiese toestand soos FH, kan die risiko van 'n hartaanval met 'n ongelooflike 80% verminder word. Dit gee mense die kans om 'n heeltemal normale lewensverwagting te hê. So, ons sluit af met hierdie gedagte. Die genetiese kaarte is dalk reeds uitgedeel, maar jy besluit hoe om die hand te speel. Deur jou familiegeskiedenis te leer ken, deur met jou dokter te praat, kan jy die storie vir jouself en vir die generasies wat na jou kom heeltemal herskryf.